Ons het nou al gekyk na die optel en aftrek van desimale getalle. Vandag kom vermenigvuldiging en deling nou aan die beurt. Die eerste enetjie waarna ons gaan kyk is vermenigvuldiging. Wanneer jy desimale getalle vermenigvuldig, vermenigvuldig ons die getalle met mekaar. Ons tel dan die aantal desimale plekke van al die getalle bymekaar om die aantal desimale plekke in die antwoord te bepaal. Byvoorbeeld, as ons kyk na 0,2 maal met 0,03. As ek nou sê ons vermenigvuldig die getalle met mekaar, dan is die getalle 2 maal 3. En 2 maal 3 gee vir ons 6. As ek nou hier gaan tel, dan kan ek nou sien ek het 1, 2, 3 plekke na die desimale komma. So my antwoord moet wees 0,123 desimale plekke na die komma en my antwoord is 0,006. Nog 'n voorbeeld, as ons het 0,4 maal met 0,01 maal met 2,1, dan is die eerste dingetjie wat ons moet doen vermenigvuldig die getalle met mekaar. As ons kyk na 0,4 maal 0,01 maal 2,1, dan is die eerste ding wat ons moet doen om die getalle met mekaar te vermenigvuldig. As ek nou hierdie getalle met mekaar vermenigvuldig, dan gaan ek sien dit is 4 maal 1 maal 21. As ek hierdie getalle nou met mekaar vermenigvuldig, dan sien ek my antwoord is 84. As ek nou weer mooi gaan kyk, dan sien ek het 1, 2, 3, 4 plekke na die desimale komma. So my antwoord moet 4 plekke na die desimale komma hê, so dit is 0,0084, want nou sien ek ook ek het 1, 2, 3, 4 plekkies na my desimale komma, en my antwoord is dus 0,0084. 'n derde voorbeeld wat ons na kan kyk is 12 maal met 0,003. 12 maal met 3 gee vir my 36. Ek vermenigvuldig die getalle met mekaar. 12 maal met 3 gee vir my 36. Dan tel ek die aantal desimale plekke na die komma en ek sien hier is 1, 2, 3 desimale plekke na die komma. So ek weet my antwoord moet ook 3 desimale plekke na die komma hê. So dis 1, 2, 3 plekke na die desimale komma en my antwoord is 0,036. 13,1 maal met 1,01. Die getalle wat ek met mekaar vermenigvuldig is dan 131 maal met 101 en dit gee vir my 13.231. As ek nou gaan tel hoeveel plekke het ek na die desimale komma, is 1, 2, 3 plekke na die desimale komma. So ek moet my antwoordjie skryf met 3 plekke na die desimale komma. Met ander woorde, my antwoord gaan wees 13,231. 0,05 maal met 100. Die twee getalle wat ek met mekaar vermenigvuldig is 5 maal met 100 en dit gee vir my 500. Weer kyk ek het nou 1, 2 plekke na die desimale komma. So ek moet daai getalletjie skryf met 2 plekke na die desimale komma, so dis 5,00, wat vir my 'n antwoord van 5 gee. 0,4 maal met 300. My getalle wat ek met mekaar vermenigvuldig is 4 maal 300 en dit gee vir my 1200. As ek nou tel hoeveel plekke het ek na die desimale komma, dan sien ek in hierdie gevalletjie, ek het nou net 1 plekkie na die desimale komma, so ek moet daai gaan skryf is 120,0
en dit gee vir my 'n antwoord van 120. 0,3 maal 300 maal met 0,2 maal met 10. Die getalle wat ek met mekaar vermenigvuldig is 3 maal 300 maal 2 maal 10. En dit gee vir my 'n antwoord van 18.000. Weereens gaan kyk ek hoeveel plekkies het ek na my desimale komma en ek sien dit is 1, 2. Ek sien ek moet 2 plekke na my desimale komma hê, so as ek my getalletjie skryf en ek sit om 2 plekke na die desimale komma, dan is my antwoord 180, my finale antwoord. Nou kan ons na deling gaan kyk. Wanneer ons met desimale getalle gaan deel, maak jy altyd die deler, met ander woorde die getal waarmee jy deel, daai getal maak jy 'n heelgetal. Baie belangrik is dat jy moet onthou dat wat jy met die onderste getal doen, moet jy met die boonste getal doen, want jy moet met ekwivalente getalle werk. Byvoorbeeld, as ons nou kyk na die getalletjie van 0,84 gedeel deur 0,4. 0,4 is met ander woorde die deler. So die eerste ding wat ons moet doen, is om die deler, moet ons 'n heelgetal maak. Ek kan hierdie 0,84 gedeel deur 0,4 skryf as 0,84 op 0,4. Onthou nou 0,4 is ons deler. Hierdie deler moet ons 'n heelgetal maak. Om hom 'n heelgetal te maak, gaan ek hom maal met 10. Maar onthou nou wat ek met die onderste getalletjie doen, moet ek met die boonste getal doen, sodat ek met ekwivalente getalle kan werk. As ek nou 0,84 vermenigvuldig met 10, dan kry ek 8,4. En as ek dan 0,4 vermenigvuldig met 10, kry ek 4. Nou is dit vir my maklik om 8,4 te deel deur 4. As ek nou 8,4 gedeel deur 4, dan kan ek sê 4 gaan in 8 in 2 keer. 2 maal 4 is 8. As ek dit aftrek, kry ek 0. Ek bring my komma af in my 4. 4 gaan in, ek sit my kommaatjie ook bo die lyn. 4 gaan in 4 in. 1 keer 1 maal 4 is 4. En as ek hom nou aftrek, dan kry ek 0. Met ander woorde, 8,4 gedeel deur 4 gee vir my 'n antwoord van 2,1. Volgende voorbeeldjie wat ons het is 0,084 gedeel deur 0,12. Die eerste ding wat ons nou moet doen is om die deler 'n heelgetal te maak. So as ons nou die deler 'n heelgetal moet maak, wat moet ek met hom maak om 'n heelgetal te kry? Ek moet hom gaan maal met 100. Maar onthou wat ek met die onderste getalletjie doen, moet ek met die boonste getal doen. So ek vermenigvuldig, ek moet my teller ook met 100 vermenigvuldig. As ek nou hierdie getalletjie met 100 vermenigvuldig bo en onder, dan kry ek 'n getal van 8,4 gedeel deur 12. Wanneer ek nou 8,4 deel deur 12, dan kan ek sien 12 gaan in 8 in 0 keer, 0 maal 12 is 0, bring my 8 af, 12 gaan in 84 in, 7 keer, 7 maal 12 is 84, en as ek aftrek, bly daar 0 oor, ek sit my kommaatjie bo in, so ek het nou 'n antwoord van 0,7. 0,625 gedeel deur 2,5.
As ek kyk na 0,625 gedeel deur 2,5, kan ek dit skryf as 0,625 gedeel deur 2,5. Wat moet ek doen met 2,5? Om hom 'n heel getal te maak, ek moet hom vermenigvuldig met 10. As ek die noemer vermenigvuldig met 10, moet ek die teller ook vermenigvuldig met 10. Met ander woorde, ek kry dan 'n antwoord van 6,25 gedeel deur 25. As ek nou 6,25 deel deur 25, dan kan ek sê 25 gaan in 6 in 0 keer. 0 maal 25 is 0. Ek trek die 0 af, so 6 minus 0 is 6 en ek bring die 2 af. 25 gaan in 62 in 2 keer. 2 maal 25 is 50. Ek trek die 50 af en ek kry 'n antwoord van 12. Nou bring ek my 5 af. 25 gaan in 125 in 5 keer. 5 maal 25 is 125. As ek hulle nou aftrek, kry ek 'n antwoord van 0. Ek sit my kommetjie op presies dieselfde plek as waar hy in die deeltal was. Met ander woorde, ek kry die antwoord van 6,25 gedeel deur 25 is 0,25. Dit is dan ook die antwoord van 0,625 gedeel deur 2,5. Dit is dan die lesie rondom die maal en die deel van desimale getalle. Jy kan nou hierdie lesie inoefen deur jou huiswerk te voltooi.